Goeiemôre vriende, welkom vanoggend weer hier op die Sondag by ons erediensboodskap. Vanoggend 'n baie kort opmerking net maak oor die COVID-19 pandemie wat in ons land is en wat ook 'n invloed het op ons gemeenskap en ons gemeente. Vriende, ek wil dit noem dat in ons dorp, in die Blanke dorp, is daar op die stadium meer as 30 gesinne vir wie ons in die afgelope weke met kospakke gehelp het. Dit is behalwe die honderde, indien nie duisende nie, wat in die township ook gehelp word. Die pandemie het 'n invloed op mense wat groot salarisse verdien en op mense wat klein of geen salarisse verdien, op almal van ons. Daar's baie kontrakteurs en ander maatskappye wat glad nie salarisse kry in hierdie tyd nie, of wat 'n geweldige verminderde salaris kry. Ons is bewus daarvan. Dit het 'n effek op ons gemeenskap, op ons mense en natuurlik op ons gemeente, want ons eie gemeente kry uiteindelik ook baie minder inkomste in hierdie tyd as wat ons gewoond is aan. En dis iets wat ons moet bestuur as kerkraad. Dit is moeilik. Ons vra julle voorbidding vir ons wanneer ons hiermee werk, want ons werk uiteindelik ook met mense wat hier werk in die kantore en ander helpers wat ons het, wie se lewens daardeur geraak word. Bid asseblief dat die Here vir ons wysheid sal gee hoe om dit te hanteer. En ondersteun ons asseblief waar moontlik. Ons het julle ondersteuning baie nodig in hierdie tyd. Ek wil vir julle groet vanoggend. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanoggend weer 2 liedere saam. Ons gaan sing uit lied 456 en ook lied 184. Voordat ons lees uit 1 Petrus, hoofstuk 1 van vers 13 af, kom ons bid saam. Here, wil U vanoggend asseblief
u woord vir ons oopmaak, sodat ons sal hoor wat daar staan, maar ook inneem, dat dit nie net in die ore ingaan nie, maar in die hart, en van die hart na die liggaam. Oortuig ons deur die Heilige Gees van wat u wil hê ons moet hoor, en maak ons gehoorsaam om u te volg. Amen. 1 Petrus 1, vers 13 tot 23. Wees daarom verstandelik wakker en nugter. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Aangesien julle hom as Vader aanroep, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore uit die lewende en ewige woord van God. Vriende, na aanleiding van wat ons gelees het, wil ek vanoggend so 4 punte met julle deurgesels. Die eerste is, dat ons vir 'n oomblik sal bedink wat dit beteken om 'n vreemdeling te wees. Ons het in die teks gelees dat ons as gelowiges vreemdelinge hier op aarde is. Nou ons weet wat die basiese begrip beteken. Ons self weet, as jy nie deel is van 'n groep, jy deel nie die belangstellings van 'n groep nie, en hulle deel nie jou belangstellings nie, dan is jy uit daai groep uit, jy praat nie saam nie, hulle nooi jou nie na hulle funksies toe nie, jy word nie deel van die geselskap nie. So jy is op 'n manier 'n vreemdeling vir hulle en hulle is vreemdelinge vir jou. So dit is normaal, ons almal ervaar iets van vreemdelingskap in die gewone lewe, omdat jy nie deel is van 'n bepaalde groep nie. Maar ons verstaan ook dat dit binne kulture meer sigbaar kan wees. Ons is in olifantsoek Engelssprekendes, Afrikaanssprekendes en Tswana-sprekende mense. En omdat ons as kulture nie maklik met mekaar meng nie, jy hou maar by die wat vir jou bekend is, leer jy nie regtig die ander persoon ken nie, en bly ons vir mekaar vreemdelinge, al sien ons mekaar gereeld, al herken ons gesigte, want ons deel die strate, ons deel die winkels, ons deel die skole. So daar's baie mense met wie ons in aanraking kom op 'n gereelde basis, maar ons sê net, hallo, gaan dit goed, mooi so, totsiens, en dan stap ons weer verby. Ons weet nie wat in die huise aangaan nie, ons weet nie hoe hulle gedagtes werk nie, ons weet nie wat vir hulle belangrik is in die lewe en so meer nie. As gevolg van hierdie onbekendheid teenoor mekaar, leef ons in vreemdelingskap in die gewone lewe met die mense wat in onsselfde dorp bewoon. Nou, 'n mens kan natuurlik hierdie vreemdelingskap nou ook 'n klein bietjie verder vat, en dis wat Petrus doen. Hy sê, ons is as gelowige mense hier op aarde, is ons ook tydelik. Ons is as het ware nie van die aarde nie. Ons kom uit 'n ander plek uit, want ons is weergebore, het ons in vers 23 gelees. En ek wil graag die tweede punt maak. Die eerste punt, ons is vreemdelinge. Die tweede punt, sê Petrus, ons het 'n nuwe identiteit gekry. Kom ons bekyk dit bietjie aan die hand van 'n gewone identiteitsdokument hier op die skerm. Op 'n gewone identiteitsdokument is daar 'n plek wat sê van watter nasionaliteit is jy. En ons almal sal sê ons is van Suid-Afrika, RSA. Daar staan ook wat is jou country of birth, in watter land jy gebore het, want jy sien, jy kan byvoorbeeld in Suid-Afrika gebore wees, maar dan trek jy Australië toe. En dan is jy jou nasionaliteit op die oomblik, as jy 'n paspoort daar het, Australiaans. So daar kan 'n verskil wees tussen daai twee. En dan sê dit ook aan die onderkant, wat is jou status in daardie land wat jy tans in woon? En in ons geval sal ons in Suid-Afrika woon met 'n Suid-Afrikaanse burgerskap, en
ons is citizens, burgers van Suid-Afrika. Petrus sê, na die opstanding, werk dit vir gelowige mense anders. En dit is 'n praktiese manier om te dink oor jou en my lewe. Die eerste plek sal hy sê, ons nasionaliteit, waar ons nou eintlik tans moet wees, is in die hemel. Want ons is nuwe mense, ons leef nie meer soos mense van die aarde nie. Ons het 'n nuwe uitkyk op alles, want dit wat in ons gedagtes gebeur, is die gedagtes wat van God afkom. En dit spoel deur ons lewens na ons leefstyl toe, en dan het ons 'n nuwe leefstyl waar ek en jy oral beweeg. Dis die beginsel wat Petrus sê, van my en van jou waar is. En daarom sal daar aan die onderkant dalk eerder staan, die status wat ons het, is tydelike burgerskap, temporary citizens. Want eintlik is ons van die hemel, maar vir 'n rukkie gaan ons hier wees. Gaan ek en jy lewe in Olifantshoek, in die huis waar jy is, in die werkplek waar jy is. En daar waar jy elke dag is, moet jy die nuwe leefstyl wat van die hemel afkom, aan die mense openbaar. Daarom sê hy, ons moet lewe soos wat Christus vir ons kom wys het. Christus is altyd ons voorbeeld, die een wat dit alles vir ons bewerk het, maar die een wat ook vir ons die voorbeeld stel. Dan is daar 'n derde saak wat Paulus onder ons aandag wil bring. Hy sê, ons moet verstandelik paraat wees. Die ou vertaling, 53 vertaling sê, vers 13, omgord die lendene van julle verstand. Dink aan 'n gordel, 'n belt wat ons om ons lyf sit. Dis daar om ons te ondersteun, om ons klere te ondersteun en netjies aan ons te laat sit. En hy sê, ons moet as het ware ook ons verstand verstewig, ons moet dit benut, gebruik, ons moet dit nie nutteloos laat deel van ons lewe wees nie. Hy wil eintlik maar net sê, ons moet hierdie dinge waarvan hy praat, probeer verstaan. Ons moet verstaan dat God 'n plan met ons het, dat hy 'n nuwe lewe vir ons het, en dat ons nie kan aangaan soos in die ou tyd nie. Net soos wat jy enige ding op aarde moet verstaan, om 'n goeie uitvoering te kan gee. As jy jou voorberei vir 'n werk, vir 'n sekere opdrag, dan gaan leer jy die agtergrond van daai omstandighede. Jy kry die beste wetenskaplike inligting, en dan gaan pas jy dit toe, sodat jy die beste moontlike uitkoms kan kry. Jy gebruik alle gawes wat jy het, maar veral jou verstand, om 'n goeie begrip te kry. En Petrus wil vir ons sê, moenie dink jou verstand het niks met hierdie lewe te maak nie. Probeer verstaan waar dit vandaan kom, en leef dan. En dis die 4de punt. Gaan en moet dit nie net verstaan nie, maar gaan leef dit uit. Want uiteindelik sê hy, die mense rondom ons gaan deur ons leefstyl agterkom. Hoe is dit en wat beteken dit om 'n hemelse burger te wees hier op die aarde? Wat dit is om tydelik hier te wees, jou perspektief van wat hier gebeur te laat bepaal, nie deur alles wat net hier gebeur nie, maar ook hoe God daarmee werk en wat sy plan is vir jou lewe binne hierdie wêreld. Daarom het hy ook gesê, ons moet mekaar innig met reine harte lief hê. En daai innig kan vertaal word ook in hierdie geval met onophoudelik. Ons moet mekaar onophoudelik lief hê. En daarom sluit hy af met woorde soos, ons moet mekaar ongeveins en vurig lief hê. Hoe moet ons dit toepas in ons lewe? Wat beteken dit vir ons lewens nou hier, om mee af te sluit? Ek wil 2 dinge na verwys. Die eerste is, in Hebreë het ons 'n geweldige geleentheid om as gelowiges 'n verskil te maak in die wêreld. En omdat ons op 'n ander manier leef, vir hulle 'n voorbeeld te kan wees van hoe Jesus is. Ons kan Jesus aan hulle gaan voorstel, hulle bekendstel aan Jesus, deur liefde aan hulle toe te pas. Ons leef in 'n ongekende situasie. Wêreldwyd het mense nog nooit so iets beleef, soos wat die virus aan ons gedoen het nie. En vir gelowige mense is dit 'n ideale kans om te wys, ons gee om. Ons is so gewoond omgee, beteken jy moet naby iemand wees, jy moet aan iemand se hand raak, jy moet iemand 'n drukkie gee. In hierdie situasie kan ons mekaar op vele ander maniere ondersteun. So die omgee moet nie ophou nie, of ons nou naby aan mekaar kan kom of nie. Omgee beteken veel meer as net om baie naby 'n persoon te wees. Ons kan help. Onthou dat ons vroeër gesê het,
Ons het so baie mense wat ons al kos gegee het in Olifantshoek, in die township, in De Ben, in Katoo self. Ons het ideale geleenthede om iets wat ons miskien mag hê met ander te deel. Luister, kyk rond, kyk watter organisasies in die dorp, of in 'n ander dorp, as dit die beste manier so jy kan help, is betrokke by meelewing en die uitdeel en die versorging van mense, deur kospakke of wat ook al. Kontak daardie mense, gooi jou volle gewig daarin, neem deel, maak 'n verskil. Daar is regtig nood. Kom ons sien om na mekaar. Liewe vriende, ek sluit af, mag jou en my liefde oorvloedig wees, want aan ons liefde sal die wêreld vir Jesus leer ken. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord, wat in ons verstand inkom, maar ook in ons harte. Maak ons gehoorsaam. Gee dat ons die nuwe lewe voluit sal lewe. Here, ons bid vir ons dorp. Daar is baie mense in nood. As ek kan help, gee vir my die inligting, gee vir my die gehoorsaamheid, sodat ek my hande sal uitsteek en 'n verskil gaan maak. Wees met elkeen van ons daarin. Ek bid ook vir ons land en vir die hele wêreld wat deur hierdie pandemie geraak is. Here, wil U vir hulle verleiers oral oor, en besonder in ons eie land, wysheid gee, hoe om dit te bestuur. Dankie vir die leiers wat ons tans het, wat vir ons hiermee help. Ons hou nie van al die dinge wat ons moet doen nie, maar dit is nie hulle skuld nie. Hulle probeer hulle beste, en hulle vra ons ondersteuning. Mag ons dit gee, almal, sodat ons deur die krisis kan kom, en so heel as moontlik aan die ander kant uit kan kom. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Liewe vriende, of julle weer wegstuur vandag met 'n seëngroet van die Here af. Mag julle liefde vir mekaar oorvloedig wees. Aan julle liefde sal die mense vir Jesus leer ken. Vrede vir jou vir hierdie dag. Ons sien mekaar weer volgende week.